Mense, goeiemôre, welkom by Frikse Bakkie Boodskap. Dis weer eens 'n pragtige maandagoggend hier in die Kammiesberge. Vanoggend se boodskap gaan heel waarskynlik mense laat dink, mense gaan dalk kwaad word, maar hierdie is die waarheid. En ons is altyd so geneig om die fokus op die mens te plaas, maar hoor wat sê die woord vandag. En voor ek die woord vir jou gee, my tema vanoggend is: jou karakter praat harder as woorde. Die woord kom na my en jou vandag in Spreuke 6 vers 12 en hy sê: dit is 'n niks werd mens. Wow! 'n Mens wat vol onreg is, wat altyd reg is, altyd gereed is om te lieg. Jogg mense. En wanneer ons kyk na vandag se mense, dan wil die mense altyd opgelig en uitgelig word. En hier kom die woord, en die woord sê dat mense is altyd reg om te lieg. Baie mense praat oor geloof, maar min mense praat oor karakter. En hierdie wat ek vanoggend met jou wil deel, is karakter. Dit beskryf die karakterpatroon van so iemand. Leuns het iemand se natuur geword. 'n Mens het dis 'n karaktereienskap. En weet jy wat besef ek? Soveel mense is gefokus op hulle reputasie. Met ander woorde, wat ander mense van hulle dink. Maar wat belangrik is, dat Jahwe die Almagtige kyk na ons harte. Hy kyk na jou karakter. En baie keer kan ons voor mense, in die publiek, kan ons een persoon wees wat joviaal is en almal hou van hierdie persoon en hierdie persoon is vriendelik en gasvry met almal. Maar by die huis kom die ware karakter na vore en dan is dit uiteraard 'n totale ander mens. Hier wanneer word karakter sigbaar. Karakter word geopenbaar in die klein dinge. As jy byvoorbeeld met 'n maatskappy of 'n besigheid of met iemand se geld werk waar niemand kyk nie, dis karakter. Karakter word geopenbaar in jou woorde, hoe jy mense behandel, hoe jy reageer, hoe jy besluite neem, hoe jy optree. Nie in die publiek waar jy 'n prentjie wil skets in terme van jou reputasie nie. Hoe jy optree waar niemand jou sien nie. Byvoorbeeld jou reaksie op sosiale media. Dis karakter. Ek sê weer, ons is so geneig om aan ons reputasie te werk, maar ons karakters kry seer. En karakter is belangrik, en voordat jy enigstens, en dit het ek al in my lewe baie ervaar, voordat jy met iemand in besigheid ingaan, moet jy daarom kan bepaal, wat is daai persoon se karakter? In die dae wat ons nou leef, moet ons eintlik bid om te sê: Abba, gee vir my asseblief 'n gees van onderskeiding, om te onderskei. Met wie doen ek besigheid? Dawid bid en hy sê: weerhou my van ligsinnige mense. En hierdie skrifgedeelte sê: dit is 'n niks werd mens. 'n Mens wat vol onreg is, wat altyd reg is. Ek is altyd reg om te lieg. Sjoe! Wie wanneer kom karakter uit? Wanneer ek en jy onder druk geplaas word. Wanneer finansiële druk kom, wanneer verwerping kom, wanneer ek voel ek pas nie in nie, wanneer iemand my seer gemaak het, dan kom karakter na vore. En ek wil vandag op hierdie pragtige maandag vra: hoe lyk ons karakter? Hoe lyk ons wanneer die soeklig van die Heilige Gees op my en jou kom val? Reputasie is wat mense van jou dink. Hoor mooi, reputasie is wat mense van jou dink. Karakter is wat Jotai Wafai, die Almagtige, van jou weet. Jy kan 'n goeie reputasie hê, maar jy kan steeds 'n korrupte hart hê. In my uitdaging hierdie week vir jou wat ingeskakel is vanoggend is dat, kom ons kyk hierdie week na ons karakters. Net die volgende 7 dae, gaan kyk hoe lyk jou karakter. Hoe lyk my karakter wanneer niemand kyk nie? Kan mense die karakter van Meester Yeshua in my sien? Kan mense die karakter van sy woord in my sien? Of wat sien hulle? As iemand my hoor praat, as iemand my hoor argumenteer met iemand waar ek dalk miskien seer gemaak is, kan daai persoon sê: ek verteenwoordig Yeshua die gesalfde? Of verteenwoordig ek duisternis? Is ek eerlik? Is ek betroubaar? Wandel ek as 'n man of 'n vrou met integriteit? Hou ek my woord? Dis karakter. Kom ek laat? Dis karakter. So al hierdie goed wat ek vanoggend met jou noem, is goed wat ons karakters openbaar. Nie ons reputasie nie,
Reputasie, jy kan jou beste voetjie voorsit en jy kan maak asof alles reg is. Maar karakter is dit wat uitspoel. En dit is wat Jahwe die Almagtige soek by my en by jou. Is ek nederig genoeg om my skuld te erken? Kan ek sê, ek is jammer waar ek verkeerd was? So ek wil vandag vir jou vra om besorgd te wees oor jou karakter. Hoe funksioneer jy? Hoe praat jy? Hoe lyk ons? Ons kan nie twee verskillende mense wees nie. Dan kan nie bitterwater en soetwater uit hierdie fontein uitkom nie. En die woord kom in hierdie pragtige gedeelte en hy sê, die mens is altyd reg om te lieg. Mag dit nooit hierdie week my en jou porsie wees nie. En wanneer Vader na ons kyk, dat hy glimlag op sy gesig sal hê om te sê, waarlik, dis 'n man en 'n vrou daai, met 'n karakter van Jodai, Wafai, die Almagtige. En mense, ons karakters gaan getoets word. Heel waarskynlik deur die mense die naaste aan ons, deur jou kollegas, deur jou kinders, deur jou ouers, deur jou broers en susters. Ons karakters gaan getoets word. En my gebed vandag vir jou is, tydens my bakkie boodskap, is dat ek en jy sal vasstaan met 'n gees van vasberadenheid, met die gees van Jodai, Wafai, die Almagtige. Dawid bid en hy sê, gee in my binneste 'n standvastige gees, want die mens is altyd reg om te lieg. Dankie dat jy vanmôre ingeskakel was by my bakkie boodskap. Is altyd 'n voorreg om met jou te kan gesels en baie, baie dankie. Mag die vrede van Skepper God hierdie week met elkeen wees. Tot volgende week en maandag as ek die lewe hou en ons is gesond en Yeshua het vertoef om te kom, is ek en jy weer by mekaar bakkie boodskap elke maandagoggend. Shalom.